Baie welkom by Ruimse Gemeente. Ek is Stefan Zili. Dis die eerste saamwees so vir 2023 en ek glo daar waar jy is, kon jy ook 'n tyd hê saam met gesin, saam met jou familie, tyd van rus, tyd van refleksie. En natuurlik as ons 'n nuwe jaar begin, dan is mense altyd vol stoom met nuwe planne en ek gaan nou nie begin om te vra wat is jou nuwejaarsvoorneme nie, maar dalk eerder gaan hierdie statement jou so 'n bietjie laat wonder. Hoe voel jy as ek vir jou sê die beste manier om te sterf is as gevolg van kanker? Of 'n ander toestand wat 'n tydlyn aan verbonde is. As jy die boodskap kry, jy het so lank oor om te leef. Mense dink dit moet eerder in 'n oomblik wees of onmiddellik wees. Maar snaaks genoeg het navorsing gewys, as ons hierdie vraag vra, hoe sou jy wou sterf? Mense gesê, hulle sal wil weet, daar moet 'n tyd aan wees, met baie respek aan hulle wat tans hierdie stryd stry of met die rou seer van verlies nog worstel. Reken dokters ook die beste manier om te sterf is wanneer jy weet jy is besig om te sterf of om te sterf met 'n bepaalde tyd aan dit verbonde. Hulle praat van daar's 'n tyd vir closure in jou lewe, om dinge reg te stel, om daardie gebroke vriendskappe weer te herstel. Om te kan afskeid neem is een van hierdie gedeeltes wat mense nogal waardeer van om te weet hoe lank hulle oor het. Dit is in hierdie laaste oomblikke wat mense hulle, kom ons noem dit hulle anthems, dit waaroor hulle lewens uitroep, dan ook noem. Johannes 15 is die woorde van Jesus, dis in die bovertrek, dis die aand voordat hy verraai is met 'n soen in die tuin van Getsemane, voordat hy veroordeel en dan ook aan die kruis sou sterf. Nou lees saam met my hierdie gedeelte. Dis 'n redelike lang deel, maar ek sit dit saam op en lees saam met my. Ek is die ware druiwestok en my Vader is die tuinier. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af, en elkeen wat egter vrugte oplewer, snoei hy, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is reeds skoon gesnoei, deur die boodskap wat ek met julle gedeel het. Julle moet aan my verbonde bly, soos ek aan julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra, as dit nie aan die druiwestok verbind bly nie. En so julle ook nie, as julle nie aan my verbonde bly nie. Ek is die druiwestok, julle is die lote. Wie aan my verbonde bly, en ek aan hulle, dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. Wie nie aan my verbind bly nie, word weggegooi soos 'n loot en verdroog. Hulle maak gewoonlik sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle aan my verbind bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. Dit is juis hierin dat my Vader verheerlik word, dat julle baie vrugte oplewer en my disippels is. Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet aan my liefde verbonde bly. As julle my opdragte gehoorsaam, sal julle aan my liefde verbonde bly. Net soos ek ook die opdragte van my Vader gehoorsaam het en aan sy liefde verbonde gebly het, dit het ek vir julle gesê, sodat julle my blydskap mag ervaar en julle blydskap volkome kan wees. Dis Jesus se model vir spiritualiteit, vir geloofsgroei. So in die begin van 'n jaar wil ons almal eers uitkom in ons geloofslewe. Dis maklik. Hy sê in die Grieks om te menu. It's to make your home in, to dwell in, to live from Jesus. Dis sy finale woorde. Hy sê om in God te bly. Maar hoe? Dit is om met 'n ritme, 'n manier, 'n rule of life te leef. Nie reëls nie, maar 'n intentionaliteit, 'n manier wat ons gedagtes rig op wat goed en heilig is. God se oorvloedige vrede en genade. God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk en hy wil dit ook doen, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Dis die woorde van 2 Korintiërs 9 vers 8. Ek bring vir julle 'n boodskap
wat onuitputlik in sy inhoud is en 'n rykdom bevat in die seën en krag wat dit ons aanbied. Dis die Korinte. Dit leer ons om eers op te kyk na God as die een wat met sy almag, met oorvloedige genade in ons werk. En dan leer dit ons hoe ons in ons eie onmag en nietigheid uit sy oorvloedige genade alle goeie dinge kan doen. In die mate wat ons God met eerbied leer ken en aanbid as die God wat alles in alles doen. En dan onsself sien as die mense in wie hy werk, om ons in staat te stel om te wees en te doen wat hy wil. Sal ons nie die geheim van Christelike lewe weer herontdek in 2023 nie. God doen self in ons alles wat hy deur ons wil doen. Hierin lê die troos van die hemelse waarheid, wat sy woord ons leer. Altyd in alles. Die apostel gebruik die woord alle 5 maal in die stuk wat ons gelees het, verbonde te kan bly. Dis in die oorspronklike taal. Dis om te sorg dat ons glad nie kan twyfel dat ons in alle omstandighede van die lewe op sy genade vir ons kan reken nie. Eers praat hy van alle genade, dan dat ons altyd in alle opsigte, geen behoefte, klein of groot, word hier uitgesonder nie. Altyd, elke oomblik van elke dag van ons hele lewe, volop, sonder die vrees dat ons iets sal kortkom, in alle goeie werke oorvloedig sal wees. Waarskynlik, een van die belangrikste insigte die afgelope dekade is oor die krag van gewoontes. Baie boeke daaroor gelees die laaste ruk. Daar verskyn elke jaar 'n magdom boeke en artikels oor hierdie. Jou gewoontes gee vorm aan jou lewe. Dit bepaal jou identiteit, hoe lank jy gaan leef, hoe gelukkig jy is, hoeveel finansiële sekuriteit jy gaan hê, jou verhoudings gaan uitspeel. In die nadenke oor hierdie gedagte, dat dit wat in ons gedagtes toegelaat word, ons vorm, dink ons ook aan 'n gemeente en hoe 'n gemeente gevorm gaan word. Ons gemeentelede, mense wat saam met ons stap en hoe ons roeping gaan uitgeleef word. Dis in ons gewoontes, ons elke dag oor en oor doen. Later self sonder dat ons dit dalk agterkom. Daarom's die aanleer van nuwe gewoontes ook dink ek die sleutel tot die verandering van nie net ons gemeente se kultuur nie, maar elkeen wat saam met ons stap. Ons sê baie keer as predikante, ek het dit mos nou gesê, maar nog niks het verander nie. Denke, gedrag verander nie net deur iets wat gesê word nie. Nee, as ek nou maar rondom my luister, word daar dikwels gesê, dis nie net julle predikante wat dink dat as jy iets gesê het, dan het dit gebeur nie. Al wat gebeur het is dat jy dit gesê het. Bedoelende, miskien moet ek ook seker wees dat mense hoor en dan daarop reageer. In enige veld, veral dalk musiek, ek kan dit hoor, maar ek moet dit bemeester, ek moet die instrument speel, ek moet dit oefen. Die verandering vind nie net in die les wat geluister word plaas nie. Dis nie waar dit vasgelê word nie, is in die beoefening. So om die kultuur en karakter van ons gemeente en ons mense te verander na mense wat met die ingesteldheid na ander leef as gestuurde gemeente. Hierdie nuwe gewoontes wat ons aanleer, moet ons ook na die Bybel kyk. En ons moet die Bybel lees met die verwagting dat God ons sal vorm om gestuur te word. Die gewoonte om buite die grense van ons gewone leefwêreld te beweeg. Die gewoonte om God se teenwoordigheid in die wêreld raak te begin sien. In die gemeente lewe gaan dit oor gewoontes, soos om miskien weekliks iemand weer terug te nooi en sê kom saam, kom ontdek weer. Dalk is dit by 'n klein groep wat jy voel jou roeping hierdie jaar gaan uitgeleef kan word. Dalk is dit by die kinderbediening, waar ook al jy voel die Here roep jou na toe. Daar's hierdie dubbele verhouding tussen gewoontes en houdings. Aan die een kant sê jou gewoontes wat vir jou belangrik is. Jy doen dinge oor en oor, omdat dit vir jou belangrik is. En omdat jy daarvan hou. Aan die ander kant gee ons gewoontes ook weer vorm aan ons houdings. As jy iets oor en oor doen, hou jy ook later daarvan. En word dit vir jou
nogal belangrik. Nuwe gewoontes vorm ook jou hart en jy word 'n nuwe mens. Hierdie nuwe mens het 'n ritme, 'n regula, 'n manier vir lewe nodig, 'n rule of life, 'n reël vir die lewe. In sy boek The Ruthless Elimination of Hurry, sê John Mark Comer, beskryf hy hierdie krag van so 'n reël vir die lewe. Hy sê, what a trellis is to a vine, a rule of life is to abiding. It's a structure, in this case a schedule and a set of practices, to set up abiding as the central pursuit of your life. If a vine doesn't have a trellis, it will die. And if your life with Jesus doesn't have some kind of structure to facilitate health and growth, it will wither away. Dis wat John Mark Comer sê. Volgens hom is die reël vir die lewe 'n intentionele stel oefeninge en gewoontes. En dit vorm ons van binne af na buite toe. Dit kan wees om te begin journal. Dalk wil jy elke dag iets noem waarvoor jy dankbaar is. Dalk is dit om die gedurende geskraal op sosiale media te verminder. Dalk is dit die stilte met Jesus weer te ontdek. Of weer 'n boek in die Bybel te begin lees. Hierdie kan gedoen word vir daaglikse, weeklikse en maandelikse gewoontes. Dalk wil jy die jaar die berge in op 'n hike. Of jy wil daardie Mosambiek uitreik aanpak. Miskien is dit 'n mentorsgesprek wat jy gereeld saam met ander leiers wil begin aanknoop. Gesonde ritme vir die lewe gaan verskillend lyk en wees vir elkeen, omdat God ons verskillend aan mekaar gesit het en met ons connect waar ons nou in ons journey met hom is. Dis uniek aan jou en aan my. Dit wat vir jou lewe bring, is dalk nie wat op hierdie stadium vir my enigstens betekenis het nie. Daarom is dit so belangrik om God te nooi, selfs met die beplanning van die proses om nuwe gewoontes op te neem en om te vertrou om aan ons te openbaar wie ons besig is om te word en watter gewoontes ons gaan help om daar uit te kom. En ek vertrou, by Rymse Gemeente hierdie jaar, gaan jy 'n plek vind waar jy hierdie gewoontes kan aanleer en saam met ander gelowiges ook gereeld gemarineer word in hierdie gewoontes van skrif, of van stilte, of van gesprekke, of van vriendskappe, waar ook al die Here jou nou na toe roep. Ek bid vir jou vir hierdie jaar, mag dit vir jou 'n geseënde jaar wees, mag jy in oorvloed leef, en mag jy hierdie nuwe gewoontes, wat jy voorbeplan, mag jy dit ook die potensiaal beleef en ontdek, wat 2023 vir jou mag inhou.